Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons trek vandag by Genesis hoofstuk 41. Die gedeelte wat ek vir jou wil lees is Genesis 41 vers 1, maar ek vra jou om hierdie hoofstuk te gaan lees sodat jy die breër konteks ook van hierdie vers mooi kan verstaan. Maar vers 1 sê, 2 jaar later het Farao gedroom, hy staan langs die Nylrivier. 2 jaar nadat Josef die drome van die skinker en die bakker in die tronk uitgelê het, kry Farao eers sy drome. En ek dink Josef het verwag om baie vinnig vrygelaat te word nadat hy daardie drome van die bakker en die skinker uitgelê het. Tog het 2 jaar verbygegaan. Wat wou God nog vermag het in Josef se lewe in daardie 2 jaar? Dalk wou hy nog iets in Josef se karakter gewerk het, wat absolute vertroue in God in Josef se lewe gewerk het en gevestig het. Dalk was die tyd in die wêreldgeskiedenis nog nie reg vir wat God wou doen nie. God se tyd is nie ons tyd nie, maar in 'n oogwink, binne 1 dag, verander alles. Farao droom, die skinker onthou van Josef daar in die tronk. Josef word laat haal, hy word gewas, hy word geskeer en hy word aangetrek. God werk deur hom en hy word aangestel as tweede in bevel oor die hele Egipte. God het nie probleme met hulpbronne soos wat ons het partykeer nie. God werk egter volgens sy tyd. Hy werk ook met ons en vir hom is dit baie belangrik dat ons reg is om by sy plan in te val. Anders word ons dalk vernietig en bring ons dalk skade as ons nie reg is nie en op die regte plek is nie. Maar wanneer God tevrede is en sy wysheid sien dat ons gereed is, dan kan hy in 'n oogwink alles omdraai. Ek moenie moedeloos word as goed lank vat volgens my nie. Dit mag dalk voel of die deurbrake nie kom nie. Maar God verander alles in 'n oomblik. Ek moet bly vertrou en ek moet bly oorgee dat God in my karakter kan bly werk. Miskien is jy op 'n plek waar jy voel goed vat lank, dinge gebeur nie soos wat jy dink dit moet gebeur nie, beloftes wat jy dalk het kom nie tot vervulling nie, die plan wat jy weet God vir jou lewe het, lyk asof dinge net nie in plek kom nie. Maar bly jy net getrou, wees getrou, doen wat reg is, bly op God vertrou, bly in jou verhouding met die Here groei en aan dit werk, want 'n skynbare deurbraak wat baie lank vat, kan binne 'n oomblik gebeur. 'n Nuwe fase kan binne 'n oomblik gebeur, 'n deur kan binne 'n oomblik oopgaan en jy stap in 'n nuwe realiteit in. Vir God is tyd nie belangrik nie. Wat belangrik is dat jy gereed is en dat die regte tyd aanbreek, dan doen hy wat hy wil doen. Bly jy net getrou. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is aan die werk. Mag U plan en U wil vir my lewe tot vervulling kom op U tyd. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, gaan geniet jou dag en vertrou op die Here. Tot môre.